Nou ons praat oor die hoër lewe in Jesus Christus. Ons het laasweek gesels oor om jou gedagtes te transformeer, om op te hou dink aan wat die duiwel vir jou sê om te dink, maar om te dink wat God se woord sê ons moet dink. So dis wat ons mee besig is, om ons gedagtes te transformeer. En ons kon nog nie hierdie week by die praktiese deel uitkom nie, so ek gaan dit so 'n bietjie hierdie week wat kom tussenin deurgooi, maar die gedeelte wat ons vanaand by uitkom, ons tweede sessie, dit voel vir my hierdie is die hart van dit wat ons mee verder gaan. As ons vanaand kan begryp wat die Here vir ons vanaand wil sê, is ons gereed om verder te gaan. So ek wil julle graag vra, werk hierdie sessie deur in jou privaat stilte tyd, in jou eie tyd saam met die Here. Werk hom weer deur, luister hom weer, vat hierdie slides. Ek sit elke week, gaan ek die slides ook op die groep sit. Vat daai slides, werk hulle een vir een deur, uit al die inligting op wat ons oor gesels, en vra die Here, maak hierdie goed vas in my lewe. Hierdie is fondasiestene, hierdie is die boublokke van God se woord in ons lewens. So die teksvers vanaand, die belangrike versie is, geliefdes, nou is ons kinders van God. Kan ons dit saam lees? Geliefdes, nou is ons kinders van God. En hierdie is baie belangrik. Ek wil vanaand vir jou kom sê dat jy wat hier sit vanaand en ek wat hier staan, is nie meer 'n gewone mens nie. Ons moet vanaand klaarmaak met die plek waar ons vir onsself sê, ek is maar 'n gewone mens. En ek wil vanaand dit kom bely, want ek het dit al baie keer in my lewe gesê. Ek het baie keer al gesê, ek is 'n gewone mens, en toe ek hierdie gedeelte verstaan, toe sê ek, dis 'n leuen. Dis nie die waarheid nie. Jy en ek, wat kinders van God is nie 'n gewone mensie, want 'n kind van God is nie 'n gewone mensie. 'n gewone mens is 'n gewone persoon daar buite, wat 'n gewone lewe lei, wat nog nie by die Here uitgekom het nie, wat nog nie wedergebore is nie, wat nog nie Jesus Christus as verlosser ontmoet het nie. Hy's 'n gewone mens. Ek en jy is dit nie. So ons moet verstaan, dat die woord van die Here sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. Ons gaan nie eendag kinders van God word as ons daar bo in die hemel is nie. Johannes sê in hierdie gedeelte, hy sê, dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hy sê, ons weet nog nie wat ons sal wees nie, maar wat ons weet is, nou is ons kinders van God. Prys die Here. Prys die Here. Satan se grootste leuen gaan nie oor wie God is nie, maar oor wie jy is. Die duiwel probeer kliphard om vir mense te sê, die woord van die Here is sommer 'n mite. Dis sommer 'n ou vrou storie. Hy probeer kliphard om vir mense te sê dat God bestaan nie. Maar die ding wat hy die hardste probeer vir jou en my sê, is hy wil vir jou lieg oor wie jy is. Want ons wat hier sit, weet wie God is. Hy kon God nie vir ons wegsteek nie. Hy kon ons nie belieg oor wie God is nie. Maar hy belieg ons daagliks oor wie ons is. En dit is 'n baie belangrike ding. Want jy sien, as die oomblik wat ons wedergebore is, het iets radikaal gebeur binne ons. Iets groot het plaasgevind. Mense het dit dalk nie soveel besef nie, want aan die buitekant lyk ons nog dieselfde. Maar daai dag toe ek gekniel het voor die Here, en daai dag wat ek my sonde bely het, daai dag wat ek Jesus ingenooi het in my hart, het iets hier binne gebeur wat astronomies is. My gees was dood tot op daai dag. My heel binneste sfeer van die binnekant van my bestaan was dood. En as ons gaan kyk wat Jesus sê van mense wat ongered is, dan sê Jesus, hulle is dood. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, het Jesus gesê. Maar ek en jy, die dag toe ons by Jesus uitgekom het, is wedergebore. Daai gees wat in sonde gebore is, daai menslikheid, het ewe skielik uit die dood uit opgestaan. En hy het lewend geword. En toe hy lewend word, toe is daar 'n ander persoon wat gevorm word hier binne, wat nog nooit voorheen bestaan het nie. En ons is nou op die plek waar ons anders bid. Ons leef anders.
Ons beleef God anders. As dit 'n ander uitkyk op die lewe. Alles het anders geword. Die oomblik toe ons by Jesus uitgekom het. So vandag breek ons die leuen van ek en die mense buite die kerk, of die mense buite Jesus, laat ek dit eerder so sê, is dieselfde. Ons is definitief nie dieselfde nie. Daar's 'n groot verskil. En is belangrik dat ons dit weet, want die Bybel sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Daar's Christene wat gebind is vandag net omdat hulle nie hierdie waarheid ken nie. Daar's mense wat nie 'n goddelike belewenis in hulle lewe het nie, net omdat hulle nie die waarheid geken het en die waarheid kom nie by hulle uit om hulle vry te maak. So ons gaan nou na waarheid toe. So, kom ons kyk, wie is jy? Die meeste mense sal sê, of die meeste Christene sal sê, ek is 'n gewone mens, gered deur genade. Nou dit klink baie godsdienstig, dit klink baie mooi, dit klink baie nederig, maar dit is nie die waarheid nie. Dit kry ons nergens in God se woord nie. Dit staan nie in God se woord dat ek is 'n gewone mens wat gered is nie. Want jy sien die oomblik wanneer ek myself sien as 'n gewone mens, dan sien ek, wat kan 'n mens doen? Wat is 'n mens tot in staat? Ek kan dit en dit en dit en dit doen, want ek is 'n gewone mens, ek het menslike krag, ek het 'n menslike natuur, ek het menslike swakhede, ek het menslike beperkings, en die oomblik wat ek dit alles in my gemoed het, kan ek nie leef in die atmosfeer wat God in leef nie. Want God is die God van wonderwerke. God is die God van die bonatuurlike. God is die God wat in geloof werk en goed doen wat onmoontlik is vir mense. God is die God wat intree in 'n siekte in en hy rig iemand uit die dood uit op. God is iemand wat intree in 'n kankersituasie. Die dokter sê jy sal sterf want jy het kanker, jy 2 weke oor, dis verby. God sê as jy my vertrou, haal ek jou uit daai situasie, ek maak jou gesond, ek genees jou. Maar dan moet ek nie dink aan myself as 'n mens. Dan moet ek myself plaas in die goddelike posisie waar Christus my geplaas het. Dan moet ek myself sien in die skoene van Jesus Christus. Dan moet ek sy woord letterlik vat waar hy gesê het, jy sal dieselfde doen wat ek gedoen het, omdat ek na my Vader gaan. Weet julle wat het gebeur toe Jesus na die Vader gaan? Die oomblik toe hy gaan die plek inneem in die regterhand van die Vader, in die setel van autoriteit in die hemel, toe gee hy die Heilige Gees. En op daai Pinksterdag, toe die Heilige Gees daai vertrek vul, sê die woord, dit was soos 'n magtige stormwind. En die Heilige Gees kom in, en daai gewone ou vissermanne wat daar gesit het, ou Petrus en Johannes en Jakobus, word in een oomblik verander. Nie na weer gewone mense met 'n upgrade nie. Hulle word getransformeer uit hulle ou natuur uit. Daar vind hier binne iets plaas wat so goddelik, so groot is, so wonderlik is, dat hulle kon nie weer dieselfde wees nie. Weet jy hoe lyk die ou Petrus? Die ou Petrus staan by die asblikke en hy kyk saam met die diensmeisies hoe Jesus veroordeel word daar. En hy sê, ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy is nie, want hy's vreesbevange. Hy's bang. Hy's benoud. Hy weet nie wat aangaan nie. Maar as 'n ander ou wat opstaan op Pinksterdag, toe die Heilige Gees vuur val in sy midde, en hy begin in tale spreek, en hy staan op voor die hele Jerusalem, en hy sê vir hulle, luister, hierdie is wat die Gees van God sê, in die laaste dae sal ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, op die diensknegte en die diensmaagde sal ek my Gees uitgiet, en hy begin daar 'n preek bring, voor die hele Jerusalem, en 3000 kom tot bekering. Hoekom? Want hy het verander. Hy het getransformeer. Hy is nie meer dieselfde persoon nie. Hy is nie 'n mens nie. 'n gewone mens, 'n visserman is nie daartoe in staat nie. Maar iemand wat wedergebore is, wat die krag besef van God wat binne hom is daartoe in staat. So, as ek onder die identiteit van Adam funksioneer, gaan my lewe lyk soos Adam se lewe. Hoe lyk Adam se lewe? Die slang kom, hy fluister in jou oor, jy luister wat hy sê, jy reageer daarop, jy val in sonde, en môre probeer jy maar weer. Maar die woord sê, ons het die ou mens afgesterf. Ons het opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons het die identiteit van die tweede Adam, Jesus Christus. En omdat hy ons voorganger is, en ons in sy voorbeeld volg, leef ons soos hy, ons praat soos hy, ons identifiseer onsself met hom,
ons is kinders van God. Mede-erfgename saam met Jesus Christus. En dis my nuwe identiteit, dis die nuwe mens. Kyk wat sê die skrif, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, wie van ons is in Christus? Almal van ons wat hier sit. Is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. Prys die Here. Prys die Here. Kyk hoe praat die skrif. Ek wil hê ons moet begin praat soos wat die skrif praat. Hy sê 'n nuwe skepsel, nie 'n herstelde mens nie. Nie 'n ou wat bietjie reggeruk is nie. 'n Ou wat bietjie aanpassings gemaak het nie. Hy gaan nou bietjie minder drink of bietjie minder sondig of bietjie minder pornografie kyk of wat ook al. Nie dit nie. 'n Nuwe skepsel. 'n Nuwe skepsel, dis nie 'n mens wat opgegradeer is nie. Dis nie 'n gewone mens nie. Inteendeel, daai Griekse woord wat daar gebruik word is die woord kisis. Daai woord skepsel. In Grieks is dit kisis. En wat kisis beteken, is dit beteken 'n nuwe individu van 'n nuwe spesie. So hierdie spesie, wat is die menslike spesie? Die grand ouens sê Homo sapiens. Homo sapiens is die Latynse naam vir 'n gewone mens. Maar ek en jy is nie meer Homo sapiens nie. In ons liggaam is ons nog daar, maar hier binnekant lewe 'n ander mens. Hier het 'n ander wese ontstaan toe Jesus Christus hier inkom. En daai nuwe mens funksioneer nie meer soos die ou een nie. Hy dink nie soos die ou een nie. Hy het nie die krag van die ou een nie. Hy is in geen opsig dieselfde nie. Hy is totaal en al getransformeer. Dis 'n nuwe geestelike wese wat bly in dieselfde menslike liggaam. Sien die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe jy nie aan die kant buitekant anders gelyk nie. Jy het al 'n bietjie meer geglimlag as wat jy gewoonlik gefrons het. Maar ons lyk nog dieselfde. Maar moenie laat jou looks jou flous nie. Moenie in die spieël kyk en dink jy's nog dieselfde ou wat jy was voordat Jesus in jou lewe begin kom het nie. Jy is nie 'n gewone mens nie. Kan jy sê amen? Amen. Ons moet dit vanaand vir mekaar hard en duidelik sê. Ons moet dit begin glo in dit wat ons doen. Ons is herskep in die beeld van God. Ons gees is deurtrek met die gees van God. Die gees wat binne in jou is die nuwe mens. Dis nie die ou mens nie. Daar's nie aanpassings nie. Daar's 'n wedergeboorte. Jesus het gesê, as jy nie wedergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Maar as jy wedergebore is jy 'n nuwe mens. So hoekom beklei die duiwel so hard, dat ons nie hierdie goed moet verstaan nie? Satan is voortdurend besig om jou te verneder, hy's besig om jou te verdruk, hy's besig om jou te onderdruk, hy's besig om jou leuns in te prent deur allerlei maniere, deur ander mense, deur jou eie gedagtes, deur jou familie, deur jou bure, deur wat ook al. Hy sal enige iemand probeer aanspoor om jou te bedrieg, sodat jy kan glo jy is niks werd. Sodat jy kan glo jy's 'n swakkeling, sodat jy kan glo jy het niks ander vermoëns as enige ander ou daar buite nie, sodat jy swak word in die Here en nie sterk word in die Here soos wat die woord sê. Uit 'n menslike oogpunt word elke probleem met menslike krag aangepak. So ek kyk na dit wat ek voor my lê en ek dink wat is ek in staat om te doen, dan sien ek myself in my menslike kapasiteit. Ek is nie goed met dit nie, ek is nie goed met dat nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie mooi sien nie, ek kan nie wat nie, ek is maar swak. En solank ek dit glo in myself, is my uitlewing van die Here ook so. Dit wat ek van God af sien en wat ek van God af beleef, vind ek ook maar daar. Ek wil sonde oorwin deur my menslike wil. So ek gaan dit probeer. Vandag gaan ek nie weer sondig nie, ek gaan nie weer, daar het ek weer gesondig. Okay, môre gaan ek nog harder probeer. Maar weet jy wat? Ek en jy het al vir eeue probeer, deur al ons voorgeslagte, en ons kon dit nie oorwin nie. Die woord sê, die menslike wil kon nie sonder sonde kom nie, maar in Christus kom daar oorwinning. Deur sy krag in my lewe toe te pas, kan ek dit oorwin. Kan ek uit sonde uitkom? Kan ek daai bose oorwin?
Want dis nie my krag nie, dis nie menslike krag nie. Dis bonatuurlike krag. Bonatuurlike krag. Mense wil partykeer die duiwel oorwin met jou eie pogings. Hy gaan jou wen met sy ervaring. Hy bestudeer ons as mens al vir duisende jare. Hy weet hoe ons dink, hy weet hoe ons redeneer. Hy ken jou vandat jy gebore is. Hy weet, so in jou krag het jy geen krag nie. Maar prys die Here, ek is nie meer net 'n gewone mens nie. Ek het op 'n dag op my knie gegaan. Ek het Jesus ontvang in my hart. Ek het sy krag wat in my lewe. En in sy krag, moet die duiwel vlug voor my. Hy kan nie staan nie, want die bloed van Jesus Christus wat my skoon gewas het, en my van my sonde vergewe het, en my wederbaar het, staan teen sy werke. Dit staan teen sy mag. Dit staan teen sy krag. Maar wie is ek? Is ek daai magtige weld in die naam van die Here, of sien ek myself as 'n ou wat maar suffer om die pad gestap te kry? Sien ek myself as 'n ou wat maar swak is? Jy wil in oorwinning probeer leef deur vasberadenheid en dissipline. Ek was ook daar. Ek is ook op die plek waar ek myself harder kastei en harder en probeer en harder, maar kyk wat sê daai laaste stukkie, jy sal misluk, want jy probeer die Christelike lewe uitleef met menslike hulpbronne. Die Christelike lewe is 'n bonatuurlike lewe. Dis 'n lewe wat nie gebind is deur die reëls van hierdie aarde nie. En as jy met menslike reëls en aardse reëls probeer daai lewe leef, gaan jy elke keer misluk. En dis hoekom ons so afhanklik is van God in ons lewe. Ons is so afhanklik van die krag en die leiding van die Heilige Gees. En is so beskikbaar vir ons. As ons net verby daai plek kan kom waar jou kop vir jou sê, dis nie jy nie. As jy jou eie siel kan oortuig, ek is kind van God. Geliefdes, nou is ons kinders van God, sê Johannes. Ek wens ek kon hom woorde sê, want ek dink hy het dit met baie oortuiging gesê. Nou is ons kinders van God. Maak nie saak wat die wêreld vir jou sê nie, maak nie saak wat die duiwel vir jou wil wys maak nie. Johannes, hoofstuk 1, vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Dis 'n belewenis van krag. Die Engelse vertaling sê, as many as received him, unto them gave he power to become sons of God. Dit gaan oor krag, dit gaan oor mag. Jy kan nie 'n Christen word sonder krag nie, jy kan nie 'n Christen word sonder mag nie. Unto them gave he power. Ons het krag nodig om Christene te wees, om kinders van God te mag wees. Dis 'n geboorte in krag. Dis 'n wedergeboorte in mag. Mag beteken autoriteit. Dit beteken heerskappy. Dit beteken ek heers oor alles in my lewe. Ek heers oor my liggaam. Ek sit vanoggend daar, het so vinnige stilte tyd, maar en eintlik is dit vir my lastig as ek so vinnig moet wees, maar ek was so 'n bietjie laat gewees en ek kyk hy oorloos, ek sien ek het net 6 minute en ek is by 1 Korintiërs 13, ek dog ek ken hom gelukkig goed. Ek gaan hom vinnig deurlees, ek weet wat daar staan. En toe ek by daai tweede of derde, vierde versie daar iewers kom, toe slaat iets my so vierkantig voor die oë wat ek nog nooit gesien het nie. Daar staan, Paulus skryf, hy sê, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan het ek niks. Maar wat my getref het is, al sou ek my liggaam oorgee. Weet jy wat, ek en jy is nie ons liggaam nie. Ek en jy is 'n wedergebore kind van God wat woon in 'n liggaam. Party mense dink sy liggaam is maar hy. Hy kyk na sy plooie en dan dink hy dit is hoe ek maar lyk. Hy kyk na sy eie swakheid en dan dink hy dit is nou maar hoe ek is. Ek kort 'n paar tande, ek het 'n bietjie swakheid, ek loop so 'n bietjie krippel, ek het as ons liggame ons definisie was, sou ons almal swakkelinge gewees het. Maar jy het 'n liggaam. Jy bly in 'n liggaam, maar jou liggaam is nie jy nie. Jy is kind van God. In God se oë is jy perfek, heilig, skandeloos, vlekloos, diergekoop, gewas in die bloed, volmaak, rein, sy kind. Halleluja.
Ons is nie gemors nie. Ons is nie hier agter in 'n grondstraat gebore nie. Ons is wedergebore deur God se wil. Deur God se leiding. Halleluja. Halleluja. As many as received him, to them gave he power. Jou gees kom van God af. Nie uit jouself uit nie. Die dag toe jy jou hart vir Jesus oopgemaak het, jy net gesê, Here, kom maar in en kom doen wat u wil. Jy het dit nie laat gebeur nie. God het dit laat gebeur. 2 Petrus sê vir ons dit so mooi. 2 Petrus 1 vers 4. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Weet jy wat sê hierdie skrifgie? Hy sê ons het deelgenote geword van God se natuur. Wat is 'n natuur? Ek het vandag by slagpaal 'n beeste afgelaai, toe staan daar so 'n lorry met varke daar voor my. Toe kyk ek daai goed weer so, toe sien ek hoe's hulle natuur. Weet jy wat se vark se natuur? Hy is vuil, hy is vol modder en hy like dit. Hy gaan rol in die modder. Hy is lief vir die modder. Hy druk sy snoet in die modder en hy dolf die modder om en hy's gedurig vuil en hy stink en hy's morsig maar hy's 'n vark. Dis sy natuur. En mens kry party mense, hulle kry hulle so mooi pink varkie en hulle skrap hom mooi skoon, hulle hou hom in die huis aan en is hulle troetelvark en maar die oomblik wat daai vark buite kom en hy kry 'n modderplas, dan skop hy natuur in en hy gaan rol daar. Ek loop nou Sondagoggend saam met die hond daar in die veld en toe ek gaan bid en hier langs die pad kry die hond 'n ander hond se mis. En sy gaan rol in daai mis en dan dink ek, vir wat? Maar dis maar die hond se natuur. Hy soek daai reuk aan hom, dis vir hom wie hy is en wat hy is. En so was ons ook in ons ou natuur. Man, die sonde is lekker. Ons gaan rol daarin. Ons gaan verswelg onsself aan. Ons vat dit. Maar die dag toe Jesus Christus ons harte nuut maak, het ons nie meer 'n begeerte om daar te wees nie. Ons kan nog foute maak, ja. Partykeer trap ons nog oor die lyne en die strepe en ons stel onsself te leer en ons stel God te leer. Maar ek het geen behaal om te gaan rol in die modder nie, want ek het die goddelike natuur binne in my. Wie sê amen? Ons het die goddelike natuur, broer en suster. Ek wil soos God wees. Ek wil soos Jesus wees. Dis my hoogste begeerte. My lekkerste plek is om vanaand hier saam met julle te wees. Dis die lekkerste plek. Halleluja. Ons het deelgenote geword van die goddelike natuur. Hy sê daar, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Hy sê daar's 'n begeerlikheid in die wêreld. En die Engelse vertaling vertaal dit met lust. Hy sê daar's 'n lust in hierdie wêreld. Hy begeer na alles. Daai man daar buite begeer elke vrou. En daai vrou is daar buite begeer elke man. En hulle begeer geld. En hulle begeer besittings. Hulle begeer allerlei goederes wat van hierdie wêreld is. Terwyl ons wat Jesus Christus het ons hoogste prioriteit geword. Ons sing soos Dawid sê, soos 'n hert smag na dorre streke, so smag my siel na U, o Heer. Ek begeer God se teenwoordigheid meer in my lewe as al die geld van die wêreld. Begeer God se seën en God se teenwoordigheid in die goedkeuring van die Heilige Gees, in die teenwoordigheid, daai soete kalmte van die Here begeer ek meer as al die rykdom in die lekker dinge daar buite. Paulus sê ek beskou alles daar buite as drek om Christus te kom verkry. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Daar het 'n transformasie plaasgevind in my lewe en in elkeen van ons se lewe. En hierdie transformasie kan ons nie beter beskryf as met hierdie prentjie van 'n wurm wat verander in 'n skoenlapper nie. Hierdie risper wat loop met sy klomp pootjies en blare vreet en hy tot op die dag wat hy in daai kokon ingaan en hy spin homself daartoe en terwyl hy daar binne is, vind transformasie plaas. Metamorfo is die Griekse woord. Metamorfosis is die woord wat ons in Afrikaans in biologieklas gebruik het in die skool. En daai metamorfose verander daai hele DNA, hy verander sy hele karakter, as hy daar uitkom vreet hy nie meer blare nie, hy loop nie meer op 100 pote nie, hy vlieg, hy styg op, hy het heeltemal getransformeer. En dis wat plaasvind
Ek en jy is nie opgegradeerde wurm toe ons by Jesus uitgekom het nie. Ons is nie 'n wurm nie. Ons is nie 'n gewone ou mens wat net vergewe is van al ons sonde en nou is ons 'n skoon mens wat nog in swakheid is, wat nog maar menslik is, wat nog maar... Dit is die belydenis van baie Christene daar buite. En dis hoekom hulle is in swakheid, want hulle praat so, hulle dink so, hulle redeneer so, en hulle sal in swakheid bly tot op die dag wat hulle of hierdie boodskap hoor, of hulle hoofde neerlê. En dis hoekom hierdie boodskap vir so ernstig is, want God sê, jy's my kind, jy's nie 'n gewone mens nie. Jy het 'n nuwe natuur, nuwe vermoëns, nuwe doelstellings. Jy's nie meer mens nie, jy's 'n superwese uit God gebore. Wie weet wie Superman? Ken vir Superman. Hy wil vanaand sê, dis jy. Daar enige regte Superman op hierdie aarde was dit ek en jy wat vanaand hier is. Ons is daai Superman. Die Here het ons dit gemaak. Ons het vermoëns wat bo menslik is. Dis binne in ons. Hoe is dit binne in my? Want die Heilige Gees is hier binne. En hy is tot alles in staat. Hy is my krag. Hy is my bron. Hy is die lewende water. Toe die vrou by Jesus staan daar by die put, toe sê die Here vir haar, as jy weet wie ek is, sal jy my vra om vir jou lewende water te gee. Want hierdie water sal jou weer laat dors kry, maar die water wat ek jou gee, sal binne in jou word 'n fontein wat opspring tot in alle ewigheid. Ek het 'n fontein binne in my, wie het nog 'n fontein? Halleluja. Ons het hom. Miskien het die klippe so 'n bietjie toegedruk daar en die modder het hom so 'n bietjie verstop, maar vanaand krap ons alles weg en ons maak oop en ons sê, Here, laat dit vloei, laat dit hardloop, laat dit spuit. Laat daai fontein weer bruis in ons binneste. Jy's nie swak nie, jy's kragtig in die Here. Kan jy sê amen? Jy het nie menslike vermoëns nie, jy het toegang tot goddelike vermoëns deur die werking van die Heilige Gees. As God sê jy kan dit doen, dan kan jy dit doen. Maak nie saak wat jou gevoelens sê nie, jou gevoelens leuns. Jou gevoelens kan leuns wees in jou lewe. Jou eie oortuigings kan leuns wees in jou lewe. Ek is nie 'n swakkeling nie. Ek is die geregtigheid van God. En ons moet leer om te wandel in dit wat ons reeds is. Want hy het ons dit gemaak 2000 jaar terug. Alles wat Jesus gedoen het is klaar. Daar is nie goed wat hy vandag nog moet doen nie. Dis afgehandel en dit is klaar. Die enigste ding wat moet gebeur is ek moet dit ontdek. En as ek dit ontdek, pas ek dit toe in my lewe. En ek sê dankie Here. Dis wie U my gemaak het. Dis wat U van my dink. Romeine hoofstuk 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie. Weet jy wat is 'n gees? Dit is 'n gemoed, dit is 'n gevoel, dit is 'n oortuiging, dit is die posisie waaruit ek lewe, dit is hoe ek myself sien. En Jesus sê daar's 'n gees van slawerny. Mag geen Christen ooit in hierdie gemeente of in enige plek waar ons sê het 'n gees van slawerny hê nie. Want ons het nie daai gees ontvang van God nie. As hy ingeslyp het, is dit die leengees van die duiwel. Jy het nie 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming. Aanneming tot kindskap. Ek is kind van God, aangeneem. En hy sê daai gees roep uit binne in my, Abba Vader. Abba Vader. Daar's my Vader. Ek het 'n aardse pa gehad, hy het my groot gemaak. En hy het my gevorm en hy het my tot sy beste vermoë gebring op die pad wat ek moet wees. Maar daar was 'n hemelse Vader, deur wie ek wedergebore is, wat die persoon, die ou mens hier binne vervang het, die ou sondaar uitgewerp het, en 'n nuwe mens geword het. Hy roep Abba Vader. Hy soek na sy Vader. Hy smag na God se teenwoordigheid. Halleluja. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Broer en suster, ons is nie gewone mense nie. Vergeet van 'n gewone mens wees. Moet nooit weer probeer om 'n gewone mens te wees nie. Probeer om jouself te oortuig. Ek is kind van God. Wedergebore.
En hy sê die Heilige Gees getuig saam met my gees. So ek is nie arrogant as ek vanaand dit hier kom verklaar nie. Ek getuig wat God se Gees getuig. En die oomblik wat ek saam met God se Gees getuig, is die oomblik wat dinge gaan begin gebeur in jou lewe. Want wanneer ek anders getuig as God se Gees, dan is ons in twee rigtings, ons gaan nêrens heen nie. Ons gaan stagneer in ons geestelike lewe, ons gaan stagneer in ons wandel saam met die Here, ons gaan stagneer in ons beroep, in die ideaal wat God vir ons lewens het, in die roeping wat God op ons lewens geplaas het, want ek getuig iets anders as wat die Gees van God getuig. Gees van God sê, jy's 'n kind van God, jy's wedergebore, jy's kragtig man, jy kan enigiets doen. En hierdie kan staan ek, arme sondaar. Die pastoor moet tog vir my bid. Hy moet my tog help. Ek kan nie, ek is nou maar so gebore, so gemaak en so gelaat staan. Alles leuns. So vanaand kies om die leuns te begrawe en te sê ek getuig saam met God se Gees wat hy getuig. Ek is kind van God. Ek is nie 'n gewone mens nie. Ons is kinders van God en as ons erfgename is ons mede-erfgename van Christus. Halleluja. Wat beteken mede-erfgenaam? Dit beteken alles wat Jesus het ek ook. Alles wat Jesus van die Vader af ontvang het ek ook ontvang. O, prys die Here, dis nie arrogansie nie, dis God se hoogste wil dat jy dit moet verstaan. Dis God se hoogste ideaal dat dit moet deurskemer in jou lewe, dat alles wat Jesus ontvang het jy ook ontvang. Jesus sê vir sy disippels, gaan wag in Jerusalem. Ek gaan die Heilige Gees ontvang by die Vader. En as ek hom ontvang het, gaan julle hom kry. Want alles wat myne is julle sin. My liewe kinders, sê hy vir sy disippels toe hy met hulle praat, dit het God behaag om aan julle die koninkryk te gee. Aan ons behoort die koninkryk. Aan ons behoort die mag. Aan ons behoort die krag. Nie omdat ons so grand is nie, omdat ons Jesus hier binne het. Omdat God ons aangeneem het en ons syne gemaak het. Halleluja. Prys die naam van die Here. Sy krag is jou krag. Sy autoriteit is jou autoriteit. Sy oorwinning is jou oorwinning. Ons is royalty. Daar is nie 'n lekker Afrikaanse woord vir dit nie. Ons is royalty, broer en suster. Ons loop dalk hier in die stofstrate van Vredefort, maar in die hemel loop ons op die goue strate. Ons loop op die rooi tapuit. Dit word vir ons uitgerol. Saam met Jesus Christus het ons alles beerwe. Ons is sy maaksel, sy skepsele. Wedergebore. Al die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ons is familie. Besef jy dit? Dat ons familie, dis nie die mense hier op aarde nie. Dis ons goddelike familie. Toe Jesus opgestaan het uit die graf, weet jy wat is die eerste woorde wat hy gesê het? Gaan sê vir my broers. Gaan sê vir my broers. Nie my onderdane, my knegte, my slawe, my broers. Dis hoekom ons mekaar ook broer en suster noem, want ons is een familie. In Jesus is ons wedergebore, ons is saam met hom. Een groot wonderlike familie. Kyk wat sê Jesus vir die Fariseërs. Johannes 10 vers 34. Kom die Fariseërs, hulle val Jesus aan en sê, hoe kan jy, wat 'n mens is, jou die seun van God noem? En Jesus sy antwoord, hy sê vir hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie. Jesus haal hierdie stukkie aan uit Psalm 82 vers 6. In Psalm 82 vers 6 sê hulle tot wie die woord van God gekom het, is gode seuns. En Jesus haal hierdie stukkie aan en hy sê, dit staan in julle wet geskrywe, dat hulle tot wie die woord gekom het. Vers 35, as dit hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie. Jesus sê, daai skrif kan nie verander word, hy kan nie gebreek word nie, hy staan vas. Hy sê julle vir hom, wat die Vader geheilig in die wêreld gestuur het, u spreek Gods lasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. Jesus sê, God het dit nie net vir my gesê nie, hy het dit vir elkeen gesê tot wie die woord gekom het. Halleluja. Man, ek is so dankbaar die woord het tot my gekom. Ek is so dankbaar dat dit 'n dag gewees dat ek gesit het
in 'n diens en ek het die woord van die Here ontvang en in my lewe oopgemaak en gesê, Here, ek vat dit. En ek het daai dag 'n seun van God geword. En Jesus sê, dis baie maklik. Hy sê, julle plaas julle self nie in daai posisie nie. Maar hy sê, dit was vir julle tot beskikking, al in die ou verbond. Nog voordat hy aan die kruis gehang het, nog voordat hy die weg geopen het, nog voordat hy gordyn in die tempelmiddel deurgeskeer het, sodat ons kan toegang kry, was daar al reeds 'n belofte hoe jy 'n seun van God kan word. 'n Seun en 'n dogter van die Allerhoogste. Maar prys die Here, ons is nie vandag gode nie. Ek wil nie sê dat omdat Jesus dit hier gesê het, ek en jy is gode nie. Ons is nie gode nie. Maar een ding weet ek verseker, ek is ook nie 'n mens nie. Ek is 'n kind van God. Ek is deur hom geskape. Ek is deur hom gebore. Ek het in hom nuwe lewe gekry. Ons is geestelike wesens in God se beeld geskape, gebore uit God se gees met God se natuur binne in ons. Dis wie ons is. Geestelike wesens. Ons lyk nog soos gewone mense aan die buitekant. Maar ons flous almal daar buite, hulle weet nie wat hier binne aangaan nie. Hulle weet nie wie ons eintlik hier binne nie. Tot eers met ons begin gesels en die salwing van die Heilige Gees begin uitvloei en ons begin praat. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons as kinders van God moenie gaan saam praat met die wêreld en saam bely wat hulle bely en saam kla soos wat hulle kla. Ons is nie dieselfde nie. Ons lewe 'n hoër lewe. Ons is die geroepenis van Jesus Christus. Ons het 'n ander stel reëls. Ons het 'n ander arsenaal van wapens in ons skede. Paulus sê in 2 Korintiërs 10, hy sê ons wapens is geestelik en dis kragtig. As ek met menslike vermoëns die duiwel moes beklei, sal ek net verloor. Geen mens kan in sy menslike kapasiteit die duiwel wen nie. Dit is onmoontlik. Hy's 'n gevalle engel. Hy kom met 'n ander mag en 'n ander gesag. Hy het by Adam het hy die autoriteit gesteel oor die aarde, toe Adam homself geonderwerp het aan die slang in die tuin van Eden, toe steel hy die mag, want hy kom voor Jesus en hy sê, as jy voor my buig, sal ek vir jou al hierdie koninkryke van die wêreld gee, want aan my is dit gegee, en ek gee dit aan wie ek wil. So Satan het sy kaarte mooi gespeel. Hy weet, in menslike kapasiteit gaan jy hom nooit wen nie. Maar as ek weet, ek is nie 'n mens nie. As hy die besef tot my deurdring, ek is kind van God. Ek het 'n ander stel reëls. Ek lewe in die bonatuurlike. Dan gaan ek so begin optree, dan gaan ek so begin bid, en ek gaan sê, hey duiwel, wie dink jy is jy? Kom ek sê vir jou, in die naam van Jesus Christus. En daarna kan jy sê net wat jy wil. Hardloop, sal hy hardloop, op 7 verskillende rigtings voor jou uit. So hoe tree die nuwe superwese? Ek weet nie wat noem 'n mens jouself nie. Ek wil net wegkom van mens af. Ek is nog so bly ek is nie 'n mens nie. Wie van julle is nog bly julle is nie meer 'n mens nie? Aan die begin het julle nog nie geweet of hierdie 'n trick question of wat gaan hier aan nie. Maar ons is 'n nuwe wese. Ons is 'n superwese. Super beteken bo gemiddeld. Ons is 'n superwese. Hoe tree ons op? Nommer 1. Jy hou op om verskonings te maak vir jou eie menslike swakheid. Ons moet ophou om te sê, ag, ek is ook maar net 'n gewone mens. Ek is ook tog maar so. Ek ly ook maar onder dieselfde goed. Dieselfde moeilikheid kom ook maar op my pad. Ons is nie 'n gewone mensie. Jy's 'n kind van God, vervul met die Heilige Gees. In staat tot baie meer en baie groter as enige gewone mens. Jy het toegang tot bonatuurlike krag, bonatuurlike mag, bonatuurlike wysheid, bonatuurlike vermoëns. Julle hoeveel keer het ek al gebid, dan is daar skielik 'n ding wat ek nie weet nie. Bid ek, Here, dankie vir u goddelike wysheid wat nou in my gedagtes inkom. Onder 5 minute het ek 'n plan of ek het 'n uitkoms of ek het 'n idee. Maar ek glo, ek het dit. Wie hoeveel goed kon ons al gewen het as ons net vanaand hierdie goed geweet het. Filippense 4 vers 13, kom ons lees hom almal saam. Ek is tot alles in staat
deur Christus wat my die krag gee. Hierdie kan ons volkslied maak. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Nommer 2. Hoe tree die nuwe superwese op? Die nuwe kind van God geskape deur hom. Die tweede ding is, jy hou op om deur die duiwel geïntimideer te word. Die duiwel se enigste mag wat hy oor het, is die mag van leuns, van misleiding en van intimidasie. So hy kom intimideer jou. Weet julle wat is die Griekse woord vir duiwel is diabolos. Diabolos beteken defamer. So dis die ou wat kom as jy famous is. Die Engelse woord famous. Hy is die ou wat jou ster laat val. Hy is die ou wat vir jou afbring aarde toe. Hy is die ou wat jou weer onder die voete van die hele wêreld wil kry. Hy is die defamer. Dis sy grootste betekenis van duiwel. So wat doen hy? Jy wil glo jy's kind van God, jy's meer as oorwinnaar, jy's kragtig in die Here, jy kan enigiets doen, jy kan enigiets regkry, jy's tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. En hy sê, jy's 'n gewone mens, jy's 'n swakkeling, onthou wat jy gister gedoen, onthou wat jy vanoggend gedink. Hy's die defamer. So hou op om deur die duiwel geïntimideer te word. Die een wat in jou is nie net effens groter as die duiwel nie, hy's geweldig groter as die duiwel. Groter is hy wat binne in my is, as hy wat in die wêreld is. Baie groter. En omdat hy baie groter is ek in die meerderheid. Ek en Jesus saam is die meerderheid. Ek en hy, as ek in hom bly, en hy bly in my, kan ek vra net wat ek wil, en ek sal dit verkry, God se waarborg. Ek is tot enigiets in staat, ek is 'n superwese, ek is geweldig groter. Die Heilige Gees het Jesus uit die dood uit opgewek. Hy sê in Efesiërs, as dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, sal daai Gees julle menslike liggame krag gee, energie gee, vermoëns gee wat jy nog nooit gehad het nie. Hy hou die heelal in stand. Jy hoef nie te vrees vir demone nie, jy hoef nie te vrees vir siekte nie, jy hoef nie te vrees vir nederlaag nie, jy hoef nie te vrees vir enigiets nie, want jy in Christus is die meerderheid. Ek wil sê in Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ek hou so van die Johannes hier, hy sê, julle het oorwin. Ek en jy se oorwinning is klaar. 2000 jaar terug, toe Jesus instap in die doderyk daaronder, en hy pluk die range van die duiwel van sy skouers af, toe het ons in hom reeds oorwin. So ons oorwinning is nie iets wat ons nou moet bereik nie. Party mense wil die duiwel veg, hulle gaan te keer en hulle dink hoe langer hulle veg, hoe groter gaan dit, en op die ou en dan verloor hulle weer. Eerder as om net te gaan staan en sê, ek weet wie ek is. En in daai autoriteit sê ek vir jou Satan. Weet jy, die Jesus het die duiwel met een woord uitgedryf. Nou hoor ek baie keer mense dryf duiwels uit, dan vat dit 6-7 ure en hulle tap hulle af en hulle deel hulle self as kofte in, maar dit is so verskriklike harde werk. Maar ek dink dis net oor hulle nie besef. Wie is hulle nie? As jy besef wat die autoriteit binne in jou is, verander dit alles. Die derde ene, hoe tree die nuwe wese op? Jy begin jou autoriteit gebruik. Jy het mag oor al die krag van die vyand. As jy jouself as 'n gewone mens sien, gaan jy wil hê God moet alles doen in plaas van om te staan in die autoriteit van Jesus. Die mens wat nie glo hy's kind van God nie, is die een wat dag en nag rondkruip op die mat en vra dat Here asseblief iets moet doen. Die mens wat nie weet wie hy in Christus is nie, is die persoon wat homself as 'n swakkeling sien. God is sy sterkte, God is sy krag, en dit is alles die waarheid. Maar Jesus het gesê, Paulus sê, Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het, om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, en hier kom die belangrike deel, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen.
Dis Paulus se woord. Aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Hy moet deur jou werk. God het dit so bepaal. Niemand kan hande opgelê word as ek en jy se hande nie beskikbaar is om gebruik te word nie. Niemand kan 'n woord van bemoediging ontvang as ek en jy se mond nie 'n spreekbuis is vir God se woord nie. Niemand kan in tale spreek en 'n uitleg bring. God kan dit nie bring, kan dit nie stuur, as daar nie iemand is wat daar 'n mond voor beskikbaar is om dit te doen nie. Alles is moontlik deur ons met God binne in ons. Mense wat weet, hulle is kinders van God, hulle tree op as kinders van God. Ons het saam met Christus alle autoriteit en mag en ons sit in hemelse plekke. Kyk wat sê Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Daar is mense wat allerhande bygeloof het. Ek het nou eendag gehoor 'n ou sê, ja, hy kan nie in Joburg gaan bid vir daai mense nie, want hy bly nie daar nie, so die Here het hom nie autoriteit gegee nie, hy het net autoriteit hier in Vredefort, en dis sommer net alles klomp nonsens. Jesus het baie duidelik gesê, hy sê, ek gee aan julle die mag, om op slange te trap, en skorpioene te trap. Maar ons staan hier voor die slang, Here, vat die slang weg, Here, pas op, help ons asseblief, Here, hier is die slang, hier is die skorpioen. En wat sê God? Trap hom. Vat jou voet, sit hom bo op hom neer. Gebruik jou autoriteit in die naam van die Here. Staan in wat ek vir jou gegee het. Bely my woord, spreek my woord. Sê Satan, daar staan geskrywe. Hy kan nie daarteen staan nie. Die bloed van Jesus is ons krag. Prys die Here. Sondag, ek sien uit na nagmaal Sondag. Hy sê, ek gee aan julle mag om slange en skorpioene te trap oor al die krag van die vyand. Kan ons dit saam sê? Oor al die krag van die vyand. Maar dan is hy ou wat sukkel om op te hou rook. En dan is hy ou wat sukkel om op te hou drink. En dan is hy ou wat heeltyd vernuweer word deur die dwelms en die goeters. En hy sukkel en hy suffer en hy wat. Jy, met Christus binne in jou, het die mag om daai bande te breek. In die naam van Jesus Christus, as jy siek is, of skwale het, of probleme het, of binding, lê jou hand op jouself en jy sê in Jesus se naam, breek ek nou hierdie band van Satan. Want ek is 'n koningskind, ek is vrygekoop, daar's 'n dierprys vir my lewe betaal, ek sal nie in binding wees nie. Die beste, maklikste, eenvoudigste manier om vry te kom van enige band van die duiwel. Oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Prys die Here. As Jesus het nie gesê het, sou ek dit nie geglo het nie. Maar nou glo ek dit. Ek kan sê amen. Amen. So geestelike oorlogvoering. Die ding wat ons moet besef is, Satan het klaar verloor. Hy het klaar verloor, hy het geen mag nie. Hy het geen krag nie. Hy kan in jou niks doen nie. En Neil Anderson sê, hy is besig om 'n satanist te beraad. En hy sê, hy sit in sy kantoor, en die volgende ou oomblik spring daai ou op, hy in die lug, en hy ou begin gryns, en hy begin brul, en hy begin verskriklik manifesteer, en hy sê, dis die onaardste geluide wat hier uit hom uitkom, en hy spring, en hy wil hier bo op hom spring, en dan Neil Anderson is so 'n kort ouetjie met 'n bleskop, en hy sit daar, en hy sê, you can do nothing to me, I'm a child of God. Go sit on your place. En hy sê, nee, daar sak daai brillende ou se hande, en daar gaan sit hy aan die ander kant van die tafel, en hy beraad hom verder. Niks sal jou ooit skade doen nie. Wie sê amen? Amen. Ek kan nie skade kry nie. Ek kan nie beskadig word nie. Die duiwel het geen vat aan my nie, sê 1 Johannes. Ons is God se kinders. Hy gebruik sy mag vir misleiding. So wat doen die duiwel? Leuns. Hy gaan jou môreoggend, as jy opstaan, gaan jy hier 'n gevoel kry dat jy weet nie hoekom was jy vanaand so bly nie. Hy gaan wil hê jy moet weer voel die hopeloosheid sak op jou toe. Hy gaan jou herinner aan die ouens wat jy geld skuld, en al die moeilikheid wat jy het, en al die moeilikheid wat jy al gemaak het, al daai goed. En wat gaan ons dan doen? Gaan ons dit vat, of gaan ons dit nie vat nie? En dis die uitdaging wat ons voor ons het. Hoe tree die nuwe kind van God op?
Hoe staan ons in ons kindskap van die Here? Jy sien, hy wil hê jy moet menslik bly. Hy sal alles in sy vermoë probeer om jou te probeer laat verstaan jy's 'n gewone mens. Hy gaan iemand stuur om vir jou dit te sê, hy gaan jou dit laat voel, hy gaan toestande skep wat jou dwing soontoe, maar wat doen ek en jy as kind van God? Ons aanvaar dit nie. Ons staan in ons kindskap, ons staan in ons autoriteit. Ons tree op in die waarheid van die Bybel, nie in die leuns van dit wat ons voel of dit wat ons beleef nie. Die duiwel is soos 'n leeu. Hy is soos 'n leeu nie. Ons is soos 'n leeu. Wat toe is in 'n hok. En daai hok se deur word oopgeblaas deur die bloed en die krag van Jesus Christus. Hy stel ons vry. Maar die duiwel laat ons verstaan ons is nog binne in die tralies. Hy wil ons daar vashou met leuns. Eerder as om ons te laat uitkom. Want as ek uit daai hok uitkom, dan staan ek in die krag van die Here. Dan praat ek met die berge. Jesus se uitnodiging was, hy sê, jy sal met hierdie berg spreek en vir hom sê, hef jou op en werp jou in die see. En as jy nie in jou hart twyfel nie, dan sal dit gebeur. Want aan wie twyfel ons? Ons twyfel nie aan God nie, ons twyfel aan onsself. Maar nou vanaand mag ons nie weer aan onsself twyfel nie, want ons weet nou wie is ons. Ons weet in wie se krag staan ons. Ons beveel siekte en duiwels. Ons praat met die siekte. Ons bid nie vir die siekte nie, ons sê vir die siekte, wyk uit my liggaam uit. Wyk uit hierdie persoon se liggaam uit. In die naam van Jesus. Dis hoe die apostels dit gedoen het. Hulle het nie gebid vir siek mense nie, hulle het gepraat met siek mense en hulle het gepraat met die siektes binne in die mense. Ons bind die werke van die duiwel. Dis die lekkerste ding om te doen. Die Here kom by Jeremia, hy sê ek het jou opgerig as 'n profeet om op te bou en om af te breek, om te bymekaar te maak en om te verstrooi, om op te rig en om tot niet te maak. So ons bind die werke van die duiwels. As ek verby die tattoo shops ry, dan bind ek hulle en ek maak hulle toe. In die naam van die Here. As ek verby die Sangoma se shop ry, dan sê ek in die naam van Jesus sal alles kragteloos wees wat binne in daai shop is. Ons het autoriteit. Ons bind die werke van die duiwel en uiteindelik laaste skrif vanaand, Romeine 8 vers 37. 8 vers 37. Kom ons lees dit saam. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Prys die naam van die Here. Kom ons gaan opstaan en sit ons hande in die lug. En dan gaan ons die Here se naam aanbid. Prys die Here. Oh, halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Kom ons gaan net so vir 'n oomblik die Here net dankie sê. Halleluja. Net in jou eie woorde. Praat net met die Here. Sê vir hom dankie Here, ek is kind van God. Ek aanvaar my kindskap. Ek aanvaar my identiteit. Ek kom en ek verwerp die leuns van die duiwel. Ek kom en werp sy leuns uit my lewe uit. Hy het my lank genoeg ondergedruk. Hy het my lank genoeg beroof van my posisie in Jesus. Hy het my lank genoeg onderdruk en weggevat van my erfdeel af. Ek stap in dit wat die Here vir my gee. Ek aanvaar die woord, Here. Ek neem aan wat die Heilige Gees in my hart openbaar. Dankie Jesus, dankie Here, dankie, halleluja. Prys die naam van die Here. O Vader, ons dankie vanaand dat ons kan staan en dat ons kan onsself oortuig, Here. Want Vader, Here, U spreek so hard in ons harte, Here, maar ons is al so vasgebou in daai leuns van die duiwel dat ons is maar redelik hopeloos en moedeloos baie keer in ons lewens, Here. Maar vanaand wil ons daai juk om afgooi in Jesus naam. Ons kom en ons roep en sê ons is vry in Jesus naam. Want daar waar die Gees van God is, daar is vryheid. Daar is oorwinning. Ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus wat ons die krag gee. Hy is ons sterkte. Hy is ons deel. Hy het vir ons die pad voorgegaan. Hy het die gordyn geskeur en ons stap vanaand in die paleise van die Here. Halleluja, Here, ons aanvaar vanaand ons identiteit as kinders van God. Ons kom neem ons kindskap weer op en ons sê dankie Here, ons is nie gewone mense nie. Ons sal nooit weer gewone mense kan wees nie. Here, want ons is duur gekoop. Daar is vir ons 'n dierprys betaal. Ons is gebore nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike saad. Nie deur die mens se wil nie, maar deur God se wil.
En Here, ons dankie, ons prys U vanaand, Here. Halleluja. Dankie, Here, vir elke een wat vanaand hierdie blydskap in sy hart aanneem, Here. Dankie vir elke een wat vanaand in hierdie nuwe posisie instap. En Here, ons praat vanaand met donderdag wat voorlê. Donderdag, jy sal ons nie onderkry nie. En Vrydag, en Saterdag, en Sondag, en die res van die dae van ons lewens, Here, gaan ons in oorwinning wees, want hier staan geskrywe, ons is meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Halleluja. Here, ons verklaar dit, ons glo dit, ons vat dit, en ons maak dit ons deel vanaand, Here. Dankie, Here, die Heilige Gees, ek wil U bid vanaand. Moenie laat die duiwel kans kry om ons weer vas te bind in sy leuns nie, Here. Herinner ons aan hierdie skrif, herinner ons aan hierdie waarheid, bring dit lewendig in ons harte voor, elke oomblik van ons pad saam met U, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.